Dis bokradio.co.za, jy kuier saam met my Lelou. Hierdie is Tuin tot Tafel met Tash en ons begin hierdie week amper sê ek plant, maar ons gaan nog nie seker nie plant. Ons begin voorberei. Ons begin voorberei. Okay, so ek het 'n stuk grond in die huis of in die tuin. Ek het dalk 'n potplant hier of daar. Wat moet ek maak? Hoe begin ek? Die grootste vraag wat ek altyd kry by almal is, Tash, waar begin 'n mens? Want ons baie inligting daar buite en niemand weet eintlik nie. En ons 'n paar faktore wat julle vir my in ag moet neem. En eerstens is dit die son. Die son is daai ding wat almal onderskat. As jy 'n goeie groentetuin wil groei, het jou tuin 6 tot 8 ure se direkte son nodig. Okay. As jy nie genoeg son het nie, is daar sekere gewasse wat jy glad nie kan plant nie. Nog 'n ding waarna jy vir my moet kyk is jou wind. As jy nou al weet, jy sukkel met wind in jou erf, is dit dalk tyd om te begin dink aan 'n heiningie. Okay. Want jou wind droog vreeslik vinnig jou grond uit. Ook as jy 'n jong saailinge plant, daai wind gaan daai saailing wegwaai. Ja. So begin dan dink aan 'n heining. Ons hou van spekboom in die tuin. Hy groei lekker vinnig. 'n heining is nie 'n draad nie. 'n heining kan 'n bos wees. 100%. Ja. Gebruik spekboom. 'n Spekboom groei lekker vinnig. Hy groei dig, maar hy laat ook natuurlike ligvloei deur. As jy nou 'n heiningkie moet bou, vat latte en stokke, bou 'n heining, maar groei dan byvoorbeeld 'n grenadella teen dit. Dit gaan nog steeds die spoed van die wind breek. Dan moet jy op 'n bietjie begin dink, hoe gaan jy water gee? Ons almal is besig. Kom ons wees realisties. Ja. Die kinders, dis skool, dis werk, jy ry rond vir Eisteddfort, karate, wat ook al. Jy kan ook nie die hele tyd in die tuin sit. Nee. En vanaand kom jy by die huis, jy's doodmoeg, dis donker, jy sê lus om vir die tuin water te gee nie. En 'n jong tuin het water nodig. So dink bietjie, hoe gaan jy jou tuin water gee? As jy nou iemand is wat hou van rotine, ja, môreoggend gaan jy met die gieter uit, jy gaan met die tuinslang en jy maak nat, maar wees realisties. Miskien moet jy bietjie daarna kyk om 'n besproeiingsstelsel aan te sit, of later in die episodes gaan ons bietjie gesels oor 'n DIY manier hoe jy jou tuin kan nat maak. Ietsie om aan te dink. Dan wat gaan jy plant? Dis baie belangrik. Dis baie belangrik, want plant na koolkuil en niemand eet koolkuil nie. Dan plant jy nou en dit groei pragtig en wat maak jy met En dit? jy gebruik spasie. Ja. So besluit vooraf wat jy hou van in die tuin om te eet. Begin ook maklik. Begin met jou slaaiblare, begin met jou spinasie, begin met kruie. Ietsie wat lekker maklik groei. En dan, waar gaan jy plant? Gaan jy net met potjies in die vensterbank plant? Gaan jy 'n paar potte by die agterdeur kry? Of is daar dalk nou 'n lekker plekkie in die tuin waar jy 'n stukkie grond het en jy sien daar's lekker son? Gaan jy daarin plant? So hierdie week, wat ek graag vir julle moet doen, gaan na jou tuin toe en gaan kyk hoe loop die son. Jy ook. Gaan na die tuin, kyk hoe loop die son oor jou erf. Die son is nou baie laag in die winter. So as jou tuin nou in die son is die kans baie goed jy gaan in die somer ook son hê. Maar kyk 'n bietjie wat die son met jou buurman se bome doen en die buurman se huis. Kyk na die skaduwee wat dalk op jou tuin gaan val. En gaan kyk na die wind. Kyk 'n bietjie van watter rigting af jou normale wind vanaf kom, dat jy kan weet ek moet iets daaromtrent doen. Want voorbereiding is baie keer die goue reël wat ons almal nie na kyk nie. Ja. Daar's nie genoeg son nie, daar's te veel wind en ek het nie tyd om nat te maak nie. En as daai 4 dinge nie reg is nie, gaan jy regtig 'n moeilike tyd in die tuin hê. Okay, so ons het huiswerk. Julle het Ons het huiswerk, ons gaan die son kyk, ons gaan die wind kyk, ons gaan kyk wat ons wil plant en ons gaan kyk waar ons dit wil plant en water gee. En water gee. Okay, so as jy nou in jou tuin kom en jy besef jy het nie lekker son nie, jy kan nog groente en vrugte en dinge in 'n bak plant. Jy kan dit in 'n pot. 100%. En wat altyd lekker is, sit daai 'n pot op wiele. Ja. Vat 'n stukkie hout, sit wiele in. Dan kan jy daai pot rondskuif soos wat jou son natuurlik skuif. Kyk, skaduwee maak dinge moeilik. Maar jou blaargroente, jou spinasie, jou blaarslaaie, jou kruie, van dit kan lekker groei nog steeds in die skaduwee. Maar as jy wil tomaties en komkommers en pampoene plant, moenie. As jy skaduwee het, moenie. Radyse, wortels en beet sal nog steeds lekker in die skaduwee groei, maar dit gaan stadiger groei. Potte is 'n baie goeie voorbeeld, want skuif dit. Moenie te groot pot gaan nie. Ja. Daar spiere. Ja. Ons is moeg. Ons is moeg en later die huis kom. So maak seker jy kan dit dan net rondskuif. Ja. Maar dit is belangrik en dit is definitief iets daarna jy moet kyk.
Dit is Tash en hierdie is Tuin tot Tafel waar ons vir jou gaan leer hoe om uit jou tuin uit jou groente ensovoorts op jou tafel te sit. Sy is baie slim. Kyk hoe sy nou klaar weer vir jou geleer met wiele op die potplante. So elke week gee sy vir jou 'n paar wenke. Waaroor gaan ons volgende week gesels? So volgende week gaan ons bietjie gesels hoe om lewe terug te sit in jou grond, want alles begin met gesonde grond. So, skakel weer in volgende week dat ek julle verder kan help. Gesonde grond, gesonde jy, dis Tuin tot Tafel volgende week weer. Totsiens julle.